Ons is baie welkom in die huis van die Here vanmôre. Dit is baie lekker om elkeen van julle te sien vanoggend. Ons gaan werklik waar die naam van die Here groot maak, loof en prys vanoggend. Dit is vanoggend 'n dankbaarheidsdiens. Dankbaarheid vir wat die Here vir ons gedoen het as 'n gemeente hierdie afgelope jaar. Ons is nog nie klaar met die jaar nie. Daar's nog soveel oor van hierdie jaar. Maar ek dink ons gaan nou in 'n baie besige tyd van die jaar. 'n Mens sal dink dat in hierdie tyd van die jaar 'n tyd is waar mense 'n bietjie moet begin afskaal en afskakel, maar dit is ongelukkig nie die geval nie. Maar mag ons ook die Here se genade en se liefde ervaar in die res van die jaar wat voorbly. Vandag is net 'n dankbaarheidsdiens. Weereens dankbaar vir wat die Here vir ons as 'n gemeente gedoen het, vir wat die Here in u gesinne gedoen het, in u families, en werklik waar ons die Here kan loof en prys. Vir enige besoekers vanoggend vir die heel eerste keer vanoggend hier so baie welkom. Vir u ook, geniet die erediens saam met ons. Mag dit werklik waar 'n geseënde diens wees. U kan net so bly sit. Ons gaan die hele diens gaan ons sing. Gaan 'n bietjie ander diens wees, maar ons gaan begin met voorsang, 'n paar lofliedere tot eer en verheerliking van die naam van die Here. Kom ons sit net so en sing ons saam. Thank
Give thanks to the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His only Son. Daar staan nie only nie, maar ek wil dit graag inbring. He gave His only Son for our sins. Kom ons staan en sing ons hierdie lied uit dankbaarheid teenoor ons Hemelse Vader. Goeiemôre geliefdes, baie welkom vanoggend hier in die huis van die Here en dan ook in besonder op hierdie dag waar ons die Here wil kom loof en kom dank vir sy grootheid en vir sy liefde en die pad wat die Here die afgelope jaar met elkeen van ons gestap het, deur dik en dun, hoe die Here ons ondersteun het, gedraai en bewaar het. So ons wil vanoggend in hierdie erediens wil ons eintlik net
kom om ons harte oop te maak en die Here te loof en te aanbid. Kom ons buig die hoofde. Een dankpsalm. Juig tot eer van die Here, almal op aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange. Dan kom, prys sy naam, want die Here is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Amen. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. En geliefdes, ons gaan die Here nou loof. Ons gaan hom prys uit die hart uit. En op die bord sal jy sien watter lied ons sing, en sal jy ook sien staan nie, sit nie, en kom ons, maak ons los van alles rondom ons, en vandag bring ons net eer en lof aan die Here. Oh
volgende lied is vir al die kinders. Doen nie dan eers vast. Dan moet ek hier 'n bietjie voor u. Jy is so opgewonde, Adrian, dis pragtig. Dankie. Mag gee vir my nou net 'n kansie. Goed, ek wil vra dat al ons kinders na vore kom asseblief vir ons kindermoment en dan sal ons op Adrian se liedjie sing. Ons gaan eers ons kindermoment hê. Nou waar is die kinders? Waar is die kinders? O, hier kom hy, hier kom weer. Julle het nou so lank vakansie gehou, dat julle nou gevoel het, julle hoef nie kerk toe te kom. Maar baie dankie dat julle hier is. So, mens mag nooit beklei met die mense wat in die kerk is. Jy beklei met die mense buite die kerk. Ook nie. Goed, baie dankie dat julle hier is. Hoor, ek wil vanoggend bietjie met julle gesels wat dit beteken om dankie te sê. Dankie te sê. Daar was jare terug, was daar 'n oom gewees met die naam Eddie. En hy het gevlieg in 'n vliegtuig. Hulle was so 7 passasiers. En naby die kus van Florida, toe besluit hierdie vliegtuig, hy wil nie meer in die lug bly. Toe val hy in die see. En toe hy in die see val, was hulle gelukkig gewees. Julle weet mos, as jy in die see val of in 'n vliegtuig val, dan is jy baie kere gelukkig dat jy 'n veiligheidsgordel het wat jy kan aantrek, en as jy in die see val, dan is daar 'n bootjie wat net so oop skiet, en dan kan jy in hierdie bootjie op die see rondrentel. Maar hy het diep in die see ingeval, en hulle het toe in 'n bootjie gesit, hy en so 6 van sy vriende. En toe hulle so op die water ronddryf, toe dink hulle, wat gaan nou van ons word? Ons is gelukkig nou nie dood nie, want ons lewe nog, maar ons kan geen land sien nie. Ons het nie kos nie, ons het nie water nie. En Eddie besluit dus, hy gaan bid. En hy het gebid, en hy het vir die Here gevra, Here, help ons asseblief. Help ons asseblief. U kan sien, u kan hoor, ons het nie kos nie, ons het nie water nie. Terwyl Eddie so gebid het daar 'n sneeuwmeeuw op sy kop kom sit. Van nêrens af het die sneeuwmeeuw op sy kop kom sit. En hulle vang toe hierdie sneeuwmeeuw en hulle slag hom toe af, want hulle is honger. Hulle dryf al vir dae rond en hulle het niks nie. En hulle slag toe hierdie sneeuwmeeuw af en hulle vat sy vleis en hulle vat sy ingewande uit en hulle gebruik toe sy ingewande om vis te vang. Vis te vang. En hierdie sneeuwmeeuw het gehelp dat hulle 'n bietjie krag kon kry om op die see te bly. En met die visse wat hulle kon vang, kon hulle daar kos kry. En so het hulle uiteindelik uitgedryf met die wind dat hulle op 'n strand uitgekom het. Maar die vraag is, waar het daai sneeuwmeeuw vandaan gekom? Het hy geglo, toe hy gebid het en vir die Here gevra het vir kos, het die Here daai sneeuwmeeuw gestuur en hulle kon van daai sneeuwmeeuw kon hulle kos kry. En hy was so dankbaar dat hy, toe hy op die land kom, hy hom voorgeneem het om elke Vrydagoggend vir die Here te dankie te sê, dat hy sy lewe gered het, dat hy vir hom kos en water gegee het, dat hy elke Vrydagoggend gegaan het met 'n emmer vol garnale. En dan het hy afgestap na die strand toe en dan het hy die sneeuwmeeuwe daar gevoer met hierdie kos, net om te sê, Here, dankie. Toe ons kos nodig gehad het, toe was daar sneeuwmeeuw. Nou het gee ons vir hulle kos, want ons weet, hulle het kos nodig. Hoor julle die storie? Ons moet altyd vir die Here vra om vir ons te help. Ons moet die Here vra om ons te ondersteun.
Maar wat is die belangrikste? Ons moet altyd dankie sê. Ons moet nooit ophou om dankie te sê. Dankie Here vir oogies, vir hande. Dankie vir 'n mamma en pappa. Dankie vir 'n skool. Dankie vir maatjies. Dankie kan ek cricket speel of rugby speel. Dankie vir atletiek of fietsry. Ek moet altyd vir die Here dankie sê. Ek kan nooit net sê, dit moet so wees nie. Dit moet so wees nie. Toe hulle op die see was, het hulle nie kos gehad nie. Maar hulle het gevra. En die Here het vir hulle kos gegee. As ek en jy niks het nie, kan ons vir die Here vra. Maar as die Here vir ons gee, moet ons vir die Here dankie sê. Baie dankie sê. Kom ons maak ons oogies toe. Here, baie dankie vir hierdie nuwe dag. Dankie Here vir oë, vir mond, vir ore. Dankie vir lewe. Dankie dat ons ook vanoggend U kan kom dank. Dat U altyd daar is vir ons. U het ons lief en ons is vir U kosbaar. Ek wil bid Here dat U by hierdie maatjies van my sal wees, by al die ander wat vanoggend nie hier is nie. Want ons weet, hulle gaan nou begin om eksamen te skryf. Ek weet, dit is vir hulle moeilike tyd. Maar dankie dat ons na U toe kan kom en vra, help hulle. Maar Vader, ons vra ook, help elke maatjie om elke dag dankie te sê. En nie net aanvaar, ek is slim, of omdat ek so hard werk nie, maar dat U altyd daar is om ons te help. Help my Jesus elke dag om U nooit te vergeet nie. In U naam alleen, amen. Goed, ek wil elkeen 'n spiekie.
Geliefdes, ons gaan vanoggend na 'n paar tekste kyk. Wat gaan oor dankbaarheid en hoe die Here van ons vra om dankbaar te wees. Kom ons by die hoofde. Onse Vader, dit is so groot en wonderlik om U te kan loof met die lied. Om vir U vanoggend te kan dankie sê dat U my God is. My God wat altyd daar is vir my. Ook as ons kyk na die afgelope jaar, was U hand altyd daar oor ons as gemeente. U het ons geseën met 'n mooi kerkraad. U het ons geseën met mooi lidmate. U het ons geseën met 'n mooi kerkgebou, mooi fasiliteite. Here, ons kom sê vir U baie dankie daarvoor. Ons aanvaar dit nie as vanselfsprekend nie. Ons weet, dit kom net alles uit die hand uit. Ons sê vanoggend vir U dankie dat U by hulle was wat siek was. Dat U by die families was wat seer gekry het deur die dood. Dat U daar was vir hulle wat swaar gekry het. En almal wat nog steeds worstel. Here, ons weet, U is met elkeen van ons op pad. En ons harte en ons oë is oop om U hand te sien. En ons kom vanoggend net om U daarvoor te loof en te prys. In U naam alleen. Amen. Ons luister na die volgende tekste. Kolossense 3 vers 15 tot 16. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte, moet julle psalms, lofsange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. Filippense 4 vers 6 tot 7. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Efesiërs 5 vers 20. Dank God die Vader, altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. 1 Tessalonisense 5 vers 18. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. In aansluiting by die boodskap verlede Sondag is die vraag, as ons hoor, wat vra die Here van ons? Die Here vra van ons dankbaarheid. Hy vra vir ons dat ons net
sal dankie sê en erken dat hy ons goed is. En daarom die vraag, het jy hierdie week omgedraai? Het jy hierdie week stil geword om vir die Here dankie te sê wat hy vir jou en my beteken? Sue Bender skryf oor die ontploffende kalkoen. Oor die ontploffende kalkoen. Sy en haar man Richard het by 'n punt gekom in hulle lewe waar hulle vir hulself moes afvra, wat gaan van ons word? Wat gaan van ons kinders word? Wat gaan van ons skatte word, wat ons so by mekaar gemaak het oor die jare? En hulle het by die punt gekom dat hulle besef, ons moet seker na 'n prokureur toe gaan. 'n Prokureur moet ons seker help om 'n testament op te stel. Want dan sal ons weet, as een van ons moet weggaan, of as ons weggaan, ons kinders bly agter, dat daar dan ietsie is vir hulle, waarmee hulle kan aangaan. En toe hulle by die prokureur se kantoor instap, en die opdrag op sy tafel plaas, toe vra die prokureur vir hulle, wat van die ontploffende kalkoen? Wat van die ontploffende kalkoen? En Sue en Richards, die wind was uit hulle seile. Wat bedoel jy? Hy sê toe, julle kom ons as familie gereeld by mekaar. En sommige dae, dan sit julle mos 'n mooi kalkoen in die oond, sodat almal dit kan geniet. Wat gebeur as daai kalkoen ontplof en julle almal sterwe? Hulle was stomloos, hulle is huis toe, en dadelik het hulle besef, ons is so besig met môre en met oormôre. Maar wat van nou? Wat van nou? En hulle het begin om elke oggend saam as familie die Here te dank vir sy genade. Hulle het uit hulle pad uitgekom om elke dag klippe vir mekaar uit die pad te rol vir die dank teenoor die Here vir die lewe van daai oomblik. Nie bekommerd wees oor môre en oormôre nie. Sê nou vir die Here dankie vir mekaar. Wees daar vir mekaar. En dan kom daar vrede in jou hart. Broer en suster, dit is wat dankbaarheid is. Kom ons sê vir die Here dankie vir sy seun Jesus. Kom ons sê nie vir die Here dankie vir geloof in my hart. Kom ons sê vir die Here dankie vir die werking van die Heilige Gees. Alles. Kom ons dank hom vir sy genade. Hy wat met my bemoeienis maak. Hy wat met my hierdie jaar gestap het, my gehelp het. Dis net genade. Kom ons sê vir hom dankie, dat ek hom kan dien, met my hele hart, my hele siel, en my hele verstand. Kom ons waak. Kom ons waak.
vakuum wat kan ontplof. Kom ons belewe eerder 'n dankie. 'n dankie vir hom. Amen. Vader, ons loof en prys U vir die heilige woord. En dankie dat die woord vir ons die rigsnoer is. Dat die woord ons oproep om teenoor U en teenoor mekaar dankbaar te wees. Begin by my, Here. Help my om net die klein woordjie dankie uit te spreek. En Vader, ek weet en ek bely, die grootste gebed teenoor U is net om te sê dankie. Mag dit waar wees van elkeen van ons se lewens. In Jesus naam. Amen. Send me off, what is this song?
dankie. Geliefdes, ons gaan nou ook vir die Here dankie sê. Dankie sê met ons dankoffers. Ons gaan luister waar ons hom kan dien en help. En ons gaan ook luister na ons verjaarsdag. Kom ons vra vir die opneem van die dankoffer. Kyk na die verjaarsdag, is daar iemand wat sy naam op is wat vandag verjaar of in die week verjaar, hulle net staan, ons net vir hulle ietsie gee, uit dankbaarheid. Wie jy kan kennis invat, staan daar, dan kan jy kennis invat. Hulle net vir die een keer, hy verkeerd is wat. Goed, ek wil net twee sake, die afkondiging is gehardloop, en eintlik is dit alraar. Ek wil net sê, ons mooi geleentheid, ons kom 11 uur weer by die kerk by mekaar. En dan gaan ons lekker met mekaar kuier, daar is niks toesprake of iets nie. Ons gaan net lekker sit en kuier. Daar is heerlike brood gebak, dit gaan gebreek word, maar jy kan jou eie goedjies maak, jou eie vleisie bring, jou eie drinkgoed bring. Ek weet, daar agter Alwyn wil altyd weet, wat is daar te drinke. So, hy moet net sy eie drinkgoed bring. Daar sal koffie en tee wees, en koeldrank, maar asseblief, kom saam, ons kom 11 uur by mekaar. 11 uur by mekaar, en dan gaan ons net lekker sit en kuier. En daar is brode, en dan gaan die brode net gebreek word. Dit is nou vandag om 11 uur. Maar ek wil vir my broers vra, asseblief, Vrydag aand 7 uur, is Piet Smit hier. En ek wil graag vir julle vra, ek wil julle uitdaag, asseblief, kom deel in Vrydag aand se funksie. Daar gaan iets wees om te eet, en ons gaan lekker kuier. En ons gaan luister na 'n man wat absoluut deur die Heilige Gees gevul is, met 'n pragtige getuienis, wonderlike liedere wat hy sing, en dit gaan ongelooflike geestelike inspirasie wees. So ek wil al ons manne vra, asseblief kom. Die kaartjies is R120, maar asseblief, as daar 'n probleem is, skakel met my, asseblief, maar ek wil graag hê dat al ons manne moet kom, en dat ons kan deel in hierdie wonderlike geleentheid. So dis die twee belangrike aktiwiteite wat nou uitstaan, en dan vra ek vir die aandag vir voorbinding, Hein Wynberg,
Hy is die week gediagnoseer met breinkanker. En dit lyk nie goed nie. Dan Dries Fourie, hy is ontslaan uit die hospitaal na 'n groot operasie. En tannie Joey Barnard is ook ontslaan na 'n groot, nie operasie nie, maar behandeling vir haar reuk. En dan dink ons steeds aan Hannes en Elise van die Heever, met die afsterwe van Hannes se vader. En dan Annetjie Linde het ook nie goeie nuus die week ontvang nie, en ek wil vra dat ons asseblief aan haar sal dink. Sy gaan deur 'n baie moeilike tyd met haar rug, daar is groot probleme, en ek vra asseblief voorbereiding vir Annetjie, asseblief. En dan wil ek baie dankie sê namens die gemeente aan die Sonneblomklub. Baie dankie vir hierdie 2 wonderlike stel tafel met stoele. Dit is so wonderlik. En julle stel nou 'n voorbeeld, ons moet dit miskien navolg, want die sement begin ook nou kraak en so, maar daai is baie mooi. Ek wil net sê, namens die gemeente, baie dankie vir die Sonneblomklub. Ek waardeer dit en ons as gemeente waardeer dit. Dan Tanya en haar ma, hulle verlaat ons nou. Hulle laaste erediens vandag hier by ons in die gemeente. Hulle trek nou Kaap toe. Maar gelukkig hulle verhuur hulle woonstel. Want ek weet, die suidooste gaan hulle terugwaai. Hulle gaan nie daar koud nie. Hoor wat ek vir julle sê. Tanya het al hoeveel keer probeer om van my weg te breek. As hy kom telkens terug. Maar ons bid julle die seën van die Here toe. Mag julle daar ook groot vreugde en groot genade beleef. En mag dit met julle goed gaan. Hoor, baie dankie vir al julle liefde en toewyding. En dan wil ek vra, as daar vanoggend nuwe intrekkers is, ek het verstaan dat hier vanoggend mense gaan wees, wat by ons nuut in die gemeente inskakel, asseblief ontmoet my net by die voordeur, na die erediens. Ek sal julle graag daar wil ontmoet, en vir julle die nodige vorms gee. Goed, ek dink dit is al Adrian, is dit reg? Nico, dankie. Ons gaan nou, ons slotlied is die oorwinningslied, en na die seënuitspraak is ons uitstaplied die lied Jerusalem.
ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, help ons asseblief, Here, om elke dag vir U dankie te sê vir al U goeie gawes, al U seëninge, vir kosbare liggaam. In U naam. Amen. Als nacht in mijn dromen